Kolle en die gif, deur Siegfried Lou. Hier is Gromla en Grim. 'n Mens wil hulle nie eintlik ontmoet nie. Hulle hou van frons en lelik lag. Almal weet iets van Gromla en Grim. Die twee spoeg gif uit. Maar Gromla en Grim self weet nie dat dit gebeur nie. Dit is vir hulle 'n geheim. Grim lag kliphard as Lisa val. Dan brand die gif ekstra seer in haar stikkende knie. Gromla stamp vir Ben op die speelgrond. Dan draai die gif almal se oë na Ben toe. Dit maak hom vreeslik skaam. Gromla en Grim vat partymaat se kos tydens pouse. Dan eet hulle dit lagend op. Al wat oorbly is die gif wat in die maat se honger magies brand. In die gang hang 'n mooi prent wat iemand geverf het. Gromla het dik swart strepe daaroor gespuit. Sy het haar gif gebruik om dit te doen. Almal weet dit was die gif. Net sy en Grim weet dit nie. 'n Dogtertjie stap alleen Snoepie toe. Gromla en Grim loop agter haar aan. Hulle praat met mekaar maar sê lelike dinge oor die dogtertjie. Hulle lag oor haar hare wat anders lyk. Hulle besluit om haar wolletjies te noem. Later kan die dogtertjie dit nie meer uithou nie. Die gif van hulle woorde maak net te seer. Hulle koop vir hulle lekkers van die geld wat die dogtertjie laat val het. Later is almal bang en onseker. Niemand weet wat om met Gromla en Grim se gif te doen nie. Die skool weet nie van die gif nie, maar al die kinders is ongelukkig. Wat kan hulle doen? Een middag toe Ben en Lisa by die huis kom, is daar vir hulle 'n verrassing. Ouma en mamma het vir hulle 'n hondjie gebring. Sy naam is Kolle. Lisa en Ben is so bly oor die hondjie. Daardie middag gaan speel hulle met Kolle in die parkie. Ben wys vir Kolle die bome, Lisa wys vir Kolle die klippies. En toe kom Gromla en Grim ook daaraan. Hulle wys na Kolle en lag lelik. "Kyk die lelike vlek op sy kop," spot Grim. "Julle gaan hom sekerlik weggooi," spot Grimla saam. Ben en Lisa probeer vir Kolle gryp. Hulle wil huis toe gaan. Die gif is vandag in die parkie. Maar toe gebeur daar iets baie vreemd. Dit maak nie saak hoeveel gif Gromla en Grim spoeg nie. Kolle kom dit glad nie agter nie. Die swart vlek op sy kop maak hom immuun teen die gif. Dit beteken die gif kan niks aan Kolle doen nie. Gromla tel 'n klip op en gooi dit na Lisa toe. "Jy en jou klippe, wat is fout met jou?" spoeg Gromla 'n gifbom na haar toe uit. Lisa wil nog antwoord, maar dit is te laat. Kolle het begin blaf. Hy is nog 'n jong hondjie, maar al die hare op sy rug staan regop. Sy wit tande blink in die sonlig. Grim skrik. Hy gee 'n tree agteruit. Hy gooi nou ook klippe. Hy mik vir Kolle. Skielik pyl Kolle op Gromla en Grim af. Hy blaf en grom kwaai. Gromla en Grim begin hardloop. Hulle gil en skree. "Hy sal nie byt nie, hy's nog klein," roep Ben. Maar Gromla en Grim is te bang. Hulle ken nie klein hondjies nie. Hulle weet nie klein hondjies wil net gevry word nie. So hardloop hulle almal in die straat af. Heel voor is Grim. Hy gil. Dan is dit Gromla. Sy skree. Na hulle is dit Kolle. Hy grom. Agter Kolle is Lisa. Sy lag kliphard. Heel laaste kom Ben. Hy lag ook. Dit is dan 'n baba hondjie waarvoor hierdie twee so bang is. Die hondjie gee niks om oor die gif nie. Al die ander kinders sien wat gebeur en lag vir Gromla en Grim wat so bang is vir 'n baba hondjie. Gromla en Grim storm by hulle tuinhekkie in en klap dit vinnig en hard toe. Kolle stop net betyds voor die hek tref. Lisa tel vir Kolle op. Sy en Ben sien hoe Gromla en Grim vuil en vol stof by hulle huis in hardloop. Net toe Ben en Lisa omdraai om vir Kolle huis toe te vat, hoor hulle dit. Die allervreeslikste gif. Dit is die giftigste gif wat hulle nog ooit gehoor het.
Hulle kyk om na Gromla en Grim se huis toe. Waar kom hierdie gif vandaan? Dit is nie Gromla en Grim nie. Toe sien hulle dit. Dit is Gromla en Grim se pa. Hy spoeg gif op hulle twee daar in die huis. Al die gif wat hy uitspoeg, trek in Gromla en Grim se vel in. Of dit glip by hulle ore in, en dit gaan lê in hulle harte. Dit is waar al die gif vandaan kom, besef Lisa en Ben. Hulle pa hou nie op nie, dit raak al hoe erger. Die gif maak Ben se ore seer. Kolle gee nie om nie, hy knor net. Die volgende dag probeer Gromla en Grim gifpyle by die skool afskiet. Grim skryf Ben se huiswerkboek sodat Ben nie kan werk nie. Juffrou, sê Ben hardop. As Kolle kan knor, kan ek seker praat, dink hy. Juffrou kyk verbaas op. Ben praat byna nooit in die klas nie. Grim vat my boek. Die ander kinders fluister. Hulle giggel nog altyd vir Gromla en Grim oor die vorige dag se geskree en gehardloop in die straat. Gromla en Grim. 'n Paar kinders het nou al vandag met my kom gesels oor julle twee. Ek wil graag in pausetyd met julle gesels. Grim, gee asseblief dadelik Ben se boek terug. Dankie Ben, sê sy. Pausetyd bly Ben ook eers agter in die klas. Hoekom is jy bang vir my hond, vra Ben bewerig vir Grim. Want hy is nie bang vir my nie, sê Grim. Kom kuier vanmiddag by my en Lisa, sê Ben. Dan wys ek vir jou hoe om 'n hondjie te vryf. Ben skrik vir sy eie woorde. Hy wag vir Grim se gifbomme om te kom, maar dit gebeur nie. Daardie middag gaan kuier Gromla en Grim by Ben en Lisa. Ouma bly naby hulle want sy weet van die gif. Sy glimlag terwyl Ben vir Gromla en Grim leer hoe om 'n hondjie te vryf. In die Bybel lees ons in 1 Johannes 4 vers 18. Waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees.